Goeiemôre, baie welkom vanoggend by kerk. Yay, julle bly. Okay. Aanlyn kykers, jammer vir julle vanoggend. Maar baie welkom almal. Dit is so lekker om weer by die kerk te wees en dit is lekker om gesigte te sien. Vir die afgelope maand preek ons al vir banke. Hierdie banke is al deur gewas, julle. Is skoon waar julle sit. Ons spreek al heel maand voor hierdie banke. Ek wil heel eers net sê aan almal wat verjaar, kom ons kry net die verjaarsdaglyste op. Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar. Ek verjaar hierdie week, as jy my naam daar sien. Ek hou van groot geskenke, niks klein nie. Okay. Goed. Maar in elk geval julle vir die res wat verjaar en ek baie geluk met julle verjaarsdag. Mag jy 'n geseënde dag hê, vol liefde en geskenke en mag dit net vir jou 'n regtig 'n geseënde jaar wees. As daar iemand is op hierdie lys wat jy ken, wil jy nie asseblief hulle net 'n WhatsApp stuur om te sê, weet jy wat, baie geluk met jou verjaarsdag en dis altyd lekker as iemand vir jou 'n boodskap stuur en om jou geluk te wens. Ek wil net almal in kennis stel dat ons vir 'n rukkie nie kinderkerk gaan hê nie, omdat ons net vir 50 mense kan wel akkommodeer volgens die wet op hierdie stadium, maar ons sal hulle verseker laat weet wanneer die kinderkerk weer hervat en wanneer ons weer sal begin. En dan soos julle kan sien, gaan ons vanoggend nagmaal hou, is ook nogal so gepas dat ons vir die eerste Sondag wat ons weer bymekaar kan kom in 'n lang tyd nagmaal kan doen. Ek wil tog wel vra dat as jy dit is so veilig as moontlik gedoen, so ek wil vra as jy vorentoe kom dat jy miskien maar net jou masker aanhou en distansie handhaaf en dan as ons nagmaal gaan doen, dan kan julle lekker veilig op julle eie plek gaan sit en nagmaal hou. Dan as jy by die deur ingekom het, ons was nou in vlak 4 gewees en ons het agtergekom, daar is van ons mense, nie almal nie, wat nie altyd ons SMS'e of WhatsApps en so voorts kry nie. Toe jy ingekom het jy so 'n strokie gekry binne in hierdie blaadjie wat daar uitgedeel is. As jy niks gekry het in hierdie vlak 4 van die gemeente af, geen kommunikasie nie, dan is jy 10-1 nêrens op nie. So ek wil maar net vra dat jy hierdie strokie sal invul vir ons, sodat ons jou inligting, jou nommer ensovoorts kan kry, en dan los dit net daar agter by die toonbank, ons sal dit kry en julle dan kontak, maar maak asseblief seker dat jy op ons databasis is. Baie dankie. Kom ons sit so en dan sluit ons oë en dan bid ons saam. Vader, dankie dat ons weer bymekaar kan wees. Here, dankie vir 'n geleentheid waar ons vir hierdie volgende uur, ten minste in hierdie klein tydjie, Here, ons oë van onsself kan afhaal en ons oë op U vestig, Here. U is ons rots. Here, U is die groot ek is. En Here, dis op U wat ons nou wil fokus, Here, want dis U wat ons liefhet, Here, dis U wat ons vergewe en dis U wat ons gesond maak. Here, daar's so baie dinge wat nou in die wêreld gebeur wat ons so negatief kan maak, maar hierdie oomblik is spesiaal. En dit is my gebed, Here, dat ons hierdie tyd saam met U regtig as kosbaar sal sien en ons oë so dan ook op U vestig. Dankie vir U grootheid en U liefde. Gaan saam met elkeen wat U nodig het, Here. Ek dink aan mense wat siek is, ek dink aan pastoor Pieter wat nog by die huis is en siek is, Here. Raak hom aan, Here. Maak hom gesond dat hy volkome weer sal herstel, Here. En weer saam met ons hier by die byeenkomste ook kan wees. Here, ons dink aan hulle, ons dink aan almal anders ook, Here. Soveel mense wat nou sukkel en siek is, Here. Ons vra in Jesus naam dat U deur U Heilige Gees mense sal aanraak en mense sal gesond maak. Maar Here, terwyl ons U aanbid en na U kyk, Here, help ons om nie ons fokus die hele tyd op ons te sit nie, maar om af te haal en op U te sit. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Nou goed, ek gaan vra dat ons staan en dan aanbid ons en sing ons lekker saam. So, kom ons staan en dan doen ons dit. Sal ook wees, U was
Vader, dankie dat ons kan weet dat U is ons redder. Here, dat U gaan kom. Vader, hoe sien ons nie uit daarna nie? Dat daar die dag op die wolke, Jesus, wanneer U vir ons elkeen gaan kom haal. Ons loof U, Jesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, in every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. And all I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. And all I have within me, I give you the praise. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ja, Here, ons kom na U toe, Here, en ons vra, Here, dat U ons harte sal verander, Here. Dat U ons sal verander as U kinders. Here, dit hou nooit op nie. Ek voel so in my hart,
Soveel behoeftes vir oggend, Here, en ons wil dit net opdra aan U. Soveel mense wat mense ken, wat seer het, Here. Mense wat hier sit, wat self seer het en deur moeilike goed gaan nou. Here, ons dra hulle op aan U. Dit is hoekom ons 'n liggaam is, Here. Die woord sê as een gedeeltetjie seer is van U liggaam, is die hele liggaam seer. En Here, ons voel vir daardie mense en help dat ons daardie mense sal dien so goed ons kan. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Ons kan vir 'n oomblik sit. Ons gaan 'n nagmaal ingaan. En wat 'n voorreg vir oggend dat ons wel kan nagmaal doen. En wanneer ek dink aan die nagmaaltafel en ek dink aan hierdie elemente en die goed op hierdie tafel, dan besef ek net dat nagmaal gaan nie oor ons nie. Okay? Dat ek en jy moet vergeet van hierdie elemente op hierdie tafel. Die elemente in dit self beteken niks nie. En wanneer ons een keer 'n maand na die nagmaaltafel toe kom, Jesus het self gesê, ons doen nagmaal ter herinnering van my. So as ons ver oggend nagmaal gaan doen en jy vat nagmaal, weet dit gaan nie oor jou nie. Nagmaal gaan nie ver oggend oor jou probleme nie. Nagmaal gaan nie oor jou situasie. Nagmaal gaan oor Jesus Christus. Hy wat sy liggaam gebreek het vir my en jou en wat presies weet waardeur ons gaan. Dit is wat ons onthou. Dat God alles neergelê het vir my en vir jou. Maar hy het dit nie net daar gelos nie. Hy het sy bloed ook gestort. En wat doen sy bloed? Maak ons nuut. Sy bloed vergewe ons sondes. Maak ons gesond as Christene. So vanoggend, as jy kom en nagmaal vat in hierdie elemente en jy breek daai broodjie en jy drink daai druiwesap vanoggend. Vir hierdie oomblik, wat 'n heilige oomblik eintlik. Vergeet van jou situasie. Vergeet van waardeur jy gaan of die dinge, die negativiteit in jou wêreld. En sit jou fokus net vir hierdie oomblik op hom. En dink wie hy is. En oordink wie hy is. En daai denke moenie net bly, moenie sê ek weet dit nie. Laat toe dat dit vir oggend hier gaan sit. In jou hart, in jou gees. Laat toe dat die nagmaal jou verander. Jy sien, ons doen nagmaal een keer 'n maand, juis vir hierdie rede, dat vir 'n oomblik gaan dit nie oor my en jou nie. Dit gaan oor God. En wie hy is. En dit maak dit so spesiaal, en dis kom elke nagmaal is spesiaal. So, ek wil net vra dat julle weer eens julle maskers sal aanhou as julle kom om dit te kry, maar kom haal vir julle, en dan luister ons na hierdie lied, en laat toe dat hierdie nagmaal vanoggend in jou hart inkry. Daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. As gevoelens hoegenaamd besluit te raak,
dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed na die houtkruis kraak. Ja, dit was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, dit was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ons gee nog so 'n oomblik tyd. Sluit ons oë. Vader, dankie vir Jesus Christus in ons lewens, Here. Dankie dat U betrokke is in 'n sondaar en 'n gebroke mens soos ek se lewe, Here. En Here, soos U betrokke is in ons lewens, Here, soos U ons seën, Here, soos U hand op ons lewens het, Here, kan ons nie help as om na U te kyk, Here, en van onsself te vergeet nie. Dit is my gebed, Here, dat ons nie binne en buite onsself sal kyk en ons sal meet aan ander nie, Here, maar dat ons sal meet volgens wie U is en wat U van ons sê en vir ons sê. En Here, U praat so hard en duidelik, want U het nie net woorde gesê nie, Here, U het dade gedoen. U is gebroke aan 'n kruis gewees, Here, vir ons sondes en stikkindheid, Here, sodat ons geluk, vreugde en vrede kan ervaar in ons lewens. Ons dank U daarvoor. Heilige Gees, raak aan wie aangeraak moet word vanoggend, Here. Hier is soveel harte hier binne, Here, en ons moet altyd herinner word aan U grootheid en dit wat U kan doen. En dit is hoekom ons hier is vanoggend. Dankie vir hierdie oomblik. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie julle, ek waardeer dit. En ek gaan sommer wegval. Ek gaan 'n paar woorde sê en dan wil ek hê jy moet dink, waaraan dink jy as ek dit sê? As ek sê geluk of vreugde of vrede
of vervulling? Waaraan dink jy vanoggend? Waaraan dink jy? Moet nou nie die cliché, ek dink aan Jesus nie. Jy is in die kerk, maar as jy eerlik sou vra, as jy eerlik vir jouself sou vra, wat is geluk, vreugde en vrede en vervulling vir jou? Wat sou dit wees? Is dit dalk meer geld? Nee, ek kan maar eerlik wees. Is dit dalk meer geld? Want jy dink, weet jy wat, vervulling en geluk en daai goeders, vrede in my lewe en sekuriteit in my lewe sal kom as ek maar net meer geld het en finansiëel vry kan wees en nie die hele tyd bekommerd hoef te wees nie. Is dit dalk waarin jy dink as ek daai woorde gebruik? Kan dit dalk wees ietsie so sukses? Veral jong mense, ons dink baie keer aan as ons maar net daar kan uitkom, nee, dan sal ons is suksesvol in hierdie lewe. Dan sal ek gelukkig wees, dan sal ek vrede in my lewe hê, dan sal ek okay wees. Vir party is dit aansien, nee, en hier praat ek nog met jonger mense as ek, maar vir party van ons is dit aansien. Ons wil famous wees, ons wil bekend wees, ons wil likes kry op ons social media, ons wil hê mense moet ons affirm en sê ons is mooi en goed en aansien en na ons opkyk. Is dit dalk wat in jou gedagtes oppop as ek sê vreugde en vrede, geluk en vervulling? Miskien is dit dalk om net raak gesien te word. Soveel van ons voel soos 'n nommer in hierdie wêreld en ons dink by onsself, weet jy wat, as iemand net kan raak sien dit wat ek doen agter die skerms. Ek is dalk nie so ekstrovert nie, ek is dalk 'n introvert, maar mense sien dit nie altyd raak nie. En ek sal vervulling en vreugde en gelukkig wees as mense dit net raak sien en vir my sê. Miskien is dit daai perfekte man of vrou. Jy dink as ek in daai verhouding is, dan gaan ek okay wees. Miskien kyk jy dalk na die land en jy lees die nuus en jy is verskriklik negatief en jy dink by jouself, daar's nie 'n manier dat ek gelukkig kan wees in 'n plek soos hierdie nie. En jy dink by jouself, geluk, vreugde, vrede, vervulling lê iewers anders. Ek dink ek moet dalk immigreer. Dis dalk waar geluk en vreugde en so vir my lê. Weet julle, dat wanneer dit kom by hierdie dinge, is die eerste persoon aan wie ons dink wie? Ek. Julle al daaraan gedink. Eerste persoon aan wie jy dink, wanneer jy sê vreugde, vrede, geluk en so, is ek. En ons sê dit gewoonlik so, ek en my gesin, of ek en my vrou. Die eerste persoon aan wie ons dink, wanneer ons praat van hierdie goed, is ek. Dink so daaraan julle, wie van ons gee werklik om vir ander mense se geluk, ander mense se vervulling en vreugde en sekuriteit? Wie van ons gee werklik om daarvoor? Weet julle waarvoor gee ons om? Ons gee om vir mense se nood. Die basiese behoeftes van mense. Ons help graag mense in nood, want dit vat nie soveel van ons nie. Maar sodra dit kom om mense te help, om geluk te vind, vervulling te vind, ensovoorts, dan gebeur dit nie so maklik nie, en dan vergeet ons baie keer van ander en onthou onsself. Nou ek staan nie hier vanoggend en maak asof ek dit reg kry nie. Inteendeel, vanoggend se boodskap kom uit 'n plek uit, waar hierdie so met my praat, waar ek so agterkom hoe alles eintlik net oor my gaan, en die groot ek. So ek staan hier en ek sê vir julle vanoggend, ek is geen Moeder Teresa nie, wat my lewe uitgiet vir armes nie. En dis hoekom ek dink hierdie boodskap ongelooflik belangrik is vanoggend. Nou ek is besig om stadig deur 1 Korintiërs te werk, eintlik maar net te lees. En ek het by 'n gedeelte afgekom wat regtig my diep geraak het. En hierdie gedeelte praat spesifiek van kerkleiers en leierskap. En ek dink dit is ook die rede hoekom dit my so diep getref het, toe ek dit gelees het. En dit het my laat dink ook aan 'n klein boekie wat geskryf is juis oor hierdie gedeelte. Dit is geskryf deur 'n New York pastoor, of minister, nee as jy sou wou, Timothy Keller. Hy het 'n boekie geskryf met die naam Self-Forgetfulness. En dit is waar ons tema vir oggend vandaan kom, selfvergeetachtigheid. Dis 'n mooi woord, selfvergeetachtigheid. Maar ek wil graag vir oggend hierdie gedeelte vir u lees,
wat so met my gepraat het, en terwyl ons die woord van die Here lees, laat toe dat dit met jou praat in hierdie oomblik. Laat toe dat dit met jou praat. Hierdie is God direk. Kom ons praat. Kom ons lees. Dis 1 Korintiërs 3 vers 21 en julle kan net volg daar op die bord. Sê daarom moet niemand op mense roem nie. Alles behoort aan julle. Of dit Paulus is of Apollos of Cephas of die wêreld of die lewe of dood of hede of toekoms is alles of toekoms is, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. So moet julle ons dan sien. Ons is dienaars van Christus en bestuurders van die geheimenisse bestuurders aan wie die geheimenisse van God toe vertrou is. Van 'n bestuurder word veral vereis dat hy betroubaar moet wees. Maar vir my is dit nie van die minste belang of my betroubaarheid deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word nie. Trouwens, ek beoordeel dit self nie eens nie. Daar is ook niks waarvoor my gewete my aankla nie, maar dit beteken nog nie dat ek vrygespreek is nie. Dit is die Here wat my beoordeel. Daarom moet julle nie te vroeg voordat die Here kom 'n oordeel uitspreek nie. Hy sal ook die dinge wat in duisternis verborge is aan die lig bring en die bedoelings van die hart bloot lê. Elkeen sal dan van God die lof ontvang wat hom toekom. In hierdie uiteensettings, broers, het ek myself en Apollos as voorbeeld gebruik om julle te leer wat die gesegde beteken, hou jou binne die perke wat God jou gestel het. Dan sal niemand hom belangriker as 'n ander beskou oor sy leermeester nie. Wie maak jou so belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom stel jy jou so aan asof jy dit nie ontvang het nie? Dit is die woord van die Here. En dit praat ver oggend met almal. Nou, natuurlik val ek nou net hier in 'n perikoop, noem ons dit, en dit is die einde van 1 Korintiërs 3 en die begin van 1 Korintiërs 4. Maar dit is eintlik een gedagte wat Paulus hierso deel met ons. En ek voel dis gepas om dalk net 'n bietjie agtergrond oor hierdie brief te gee. Nou, hierdie brief, of soos jy dalk nou kon agterkom, hierdie kerk of gemeente was vol verdeeldheid gewees. En daar was twis, daar was drama in hierdie kerk gewees. Nou, Paulus was die stigter van hierdie gemeente, van die gemeente in Korinte. En wat so interessant is as jy hierdie briewe lees, hierdie 2 spesifieke briewe, wat hy aan die Korinte geskryf het, dan kom jy agter, dit kom uit diep verhouding uit. Hy spreek hulle aan oor 'n klompie goed. Hy sê vir hulle goed soos dit is. Hy draai nie doekies om nie. Dis bietjie anders as byvoorbeeld die brief van Romeine, waar die Romeinse kerk het hy nie regtig geken nie. Okay, hy het nie 'n groot verhouding met hulle gehad. So is baie anders, is baie personal. Is baie persoonlik. So hy het hierdie gemeente geplant en gestig, en daar het toe natuurlik 'n klompie ander leiers deurgekom en hierdie kerk gehelp bou. Mense soos Apollos en Petrus. En soos mense is, het hulle verhoudings of aanklank met hierdie verskillende leiers begin kry. En dit is tot vandag toe nog so, as jy sien 'n gemeente waar daar 3 of 4 pastore is, sekere mense vind aanklank met 'n sekere persoonlikheid ensovoorts, en dis okay. Dis 100% normaal, dis presies wat hier gebeur. Party mense was gementor deur Paulus en het aan hom gebind. Party mense was gementor deur Petrus en ander deur Apollos, en Apollos, so by the way, net gehou, was 'n baie knap leier gewees. Die Nuwe Testament praat nogals van lof met die ou, want hy was 'n ou wat goed kon praat, hy was 'n ou wat goed gebou was ook, so hy was gesond, hy het gesond gelyk, en mense het aan hom gebind, en dis hoekom Paulus spesifiek hom ook as voorbeeld gebruik, maar hy het mense gementor en hulle het aan hom gebind, en dis normaal, dit gebeur in gemeentes. Maar soos dit dan nou toe kom, soos hierdie mense aan hierdie verskillende leiers gebind het daar ook toe nou uiteindelik, het hierdie mense partydig begin raak. Dis wat gebeur het in hierdie gemeente. Hulle het partydig begin raak en daar het 'n magspel gevorm.
En dit gebeur tot in kerke tot vandag toe. Dis waar kerkskerings maar baie keer gebeur. Is wanneer twee leiers in 'n gemeente sterk is en hy het 'n klomp volgelinge en hierdie ou het 'n klomp volgelinge en later begin hulle drukgroepe en dan begin dit lelik raak en dit begin 'n magspel raak. En op die ou end is daar hierdie verdeeldheid en twis. En so skeer gemeentes tot vandag toe nog. As gevolg van mense en mag die Here ons altyd bewaar van so iets om te gebeur in 'n gemeente. Maar dit gebeur tot vandag toe nog. En Paulus sê in hierdie gedeelte die grootste rede vir die verdeeldheid en die twis is die woordjie roem. Roem. Ek dink Afrikaans sê dit mooi, roem is 'n mooi woord, maar 'n ander woord kan jy dalk sê spog of die woordjie brag. Nee, is Engels dalk 'n bietjie grootpraterig. Dis wat hier gebeur. Nou, wat kom uit roem uit? Wanneer ons roem of spog, kom dit uit 'n plek uit van trots. Nou jy kan dit die hele tyd saam gebruik. Jy kan sê roem kom uit trots uit en trots kom uit roem uit. Dis dieselfde ding. Okay, ons roem, ons spog want ons is trots. Nee, hierdie leier het my gementor. Hierdie leier was wow in my lewe. Nee, dis wat hier aan die gang was. Nou die beginsel wat Paulus hierso maak is dit. Is die rede, die grootste rede hoekom die planeet, die aarde, ons as mense die heeltyd verdeeld is en die heeltyd in twis is as gevolg van hierdie woordjie trots en roem. Ek nou maar sommer saam gebruik vanoggend. Dit is die rede. Hoor wat sê Paulus. Hy skryf in vers 21. Ek gaan net weer aanhaal. Hy sê niemand moet roem nie. Okay, niemand moet roem nie. Wat maak jou so belangrik? Dis die goed wat ons dink. Hou jou binne die perke wat God jou gestel het, dan sal niemand hom belangriker as 'n ander beskou oor sy leermeester nie. Wat Paulus hierso basies sê is hy sê moenie trots wees en spog en roem nie. Dis wat hy hierso sê. En die rede hoekom hy dit sê, want daar's eintlik niks vir julle om oor te spog of om oor te roem nie. Hierdie ouens het geen rede gehad vir dit nie. Ons geen rede vir hulle om trots te wees of om te spog of om te roem nie. Nou, gepraat van trots, so 100 jaar gelede, in die 20ste eeu, het meeste kulture, omtrent al die kulture, geglo dat die boosheid van die wêreld is daar, of die rede hoekom die samelewing hulle wangedra, is omdat ons 'n te hoë dink het van onsself. Ek kyk my ouma is nou 82, en wanneer ek met haar praat en ons kyk na iemand, en ek weet nie, sy het baie gesê, toe ons klein was, en sy sê, daai persoon het 'n hoë dink van hulle self. Maar my generasie dink glad nie so nie. Okay, ons dink nie aan 'n hoë ding van jouself nie, ons dink aan die teenoorgestelde en ons gaan nou daaroor praat. Maar die woord Hebreus was gebruik en geglo nog 100 jaar terug. Hebreus beteken in Grieks trots of om jouself belangriker as iemand anders te ag, en baie keer sê hulle dat die rede vir oorloë en geweld en al daai goed is as gevolg van hierdie trots. Die feit is, dis nie net trots om te spog nie, maar dis ook om te sê ek spog sodat ek jou kan verneder of iemand anders verneder. Nou dit was nog so tot 100 jaar terug, maar in vandag se samelewing en spesifiek in die westerse kultuur waarvan ons deel is, het dit heeltemal die teenoorgestelde begin word. Heeltemal die teenoorgestelde as 100 jaar terug. Jy sien, die wyse waarop ons onderwysstelsel werk, die wetgewing, die gevangenisdiens en selfs die manier hoe ons berading aanpak en sielkunde vandag aanpak, is met die wete of is die teenoorgestelde wat ons dan sê, die rede hoekom die samelewing hulle wangedra en hoekom mense is soos hulle is omdat hulle 'n te lae dink van hulle self het. Ons sê ons dink te min van onsself. Jy het dit seker al gehoor, as 'n man 'n vrou slaan, dan sê ons goed soos, ja, daai ou het 'n swak selfbeeld. Het julle dit al gehoor? Swak selfbeeld. Dis wat sielkundige sê of beraders sal sê, hy het 'n swak selfbeeld. Hy probeer kompenseer vir sy kleinheid deur om te wys hy's groot. En dit noem ons dan, en dis waar ek en my ouma sal verskil. My ouma sal sê, hulle het 'n hoë ding van hulle self, en ek sal sê, nee, hy het klein mannetjie sindroom. Julle het dit al gehoor? Klein mannetjie sindroom. Anyway, ek het 'n vriend wat baie kort is, en ons lag altyd, want
Ons dink hy sukkel met daai sindroom, maar anyway, nee. Maar verstaan jy wat ek sê, klein mannetjie sindroom of jy koop hierdie massiewe huise en karre en jy's net groot met alles, want ons sê jy kompenseer vir 'n baie klein ego. Dit is hoe die wêreld vandag dit sien. Vandag sien ons dit dat mense het 'n te lae dink van hulle self. Maar Lawrence Slater, 'n sielkundige, het 'n artikel geskryf in die New York Times tydskrif. En die titel van hierdie artikel se naam is The Trouble with Self-Esteem. En nadat sy 3 huidige studies, baie huidige studies gedoen het oor self-esteem of selfbeeld, maak sy die volgende gevolgtrekking. Sy sê dit, sy sê people with a high self-esteem pose a greater threat to those around them than people with a low self-esteem, and feeling bad about yourself is not the source of our country's biggest and most expensive social problems. So wat sy hierso sê, sy sê die probleem lê eintlik nog steeds. Al glo ons dit nie meer so baie nie, al is dit nie so diep gewortel in ons. Die grootste probleem lê nog steeds in 'n te hoë dink van onsself. Dis basies wat sy hierso sê. Sy sê iemand wat 'n lae dink van hulle self het, is iemand wat weet hy is die probleem. En daar's 'n boek, julle, dis 'n goeie boek. Die boek se naam is The Road Less Traveled van M. Scott Peck. Hy's 'n sielkundige, Christelike sielkundige. En in een van die hoofstukke sê hy hierdie. Hy sê iemand wat 'n hoë dink van homself het, is moeiliker om te beraad as iemand wat 'n baie lae selfbeeld het. Hoekom sê hy dit? Hy sê dit. Hy sê die ou wat inkom wat 'n hoë self-esteem het of 'n groot selfbeeld het en baie van homself dink, blameer almal anders vir sy foute. Hy is nie die probleem nie. Hy sien homself nie as die probleem nie. En hy sê dit vat tot 'n jaar se berading, 'n hele jaar se berading om daai ou net te begin kry om te besef dat sy issues en sy probleme is dalk hy homself. Waar die ou wat met 'n regtig lae selfbeeld inkom en weet hy is die probleem, sê hy is bietjie makliker want dit is dan waar dis dan jou beginpunt. Jy begin by hom en nie lank nie dan kom hy baie vinnig agter dat dit is nie dalk nie net hy gewees nie, maar iemand anders gewees. En dit is asof iemand met 'n lae uitkyk van homself het vinniger snap in 'n sin. So die vraag is dan nou, hoe moet ons onsself sien? Dit klink vir my bietjie de mekaar. Moet ons onsself as baie waardevol sien? Moet ons onsself as hoog sien? Of moet ons 'n lae of 'n klein, moet ons onsself as klein sien? Want ek dink nie daar's 'n middel nie. Ek dink nie daar's 'n in-between nie. Ons neig altyd na die een of na die ander toe. Maar daar is nie 'n middelpunt nie. Kan nie sê, ek kry myself bietjie jammer vandag en môre wys ek my groot kar en hoe great ek is nie. Dis een of die ander, ons neig altyd na een van hierdie twee toe. En Paulus in hierdie spesifieke gedeelte wat ons pas gelees het, kom en sê, luister, dit is dalk nie een van die twee nie. Hy sê, dalk is dit jy wat van jouself moet begin vergeet. Hy sê, want sodra jy sê, jy weet, ek moet 'n bietjie meer aan myself dink, of bietjie minder aan myself dink, dan neig ons na my eerste punt, en dis wat ek wil maak, is dat ek en ek. Ek en ek. Dis wat dan gebeur. Jy sien, roem en trots kom van 'n plek van selfsug. Dit kom van 'n plek van, dit gaan oor my. Nou, kom ons vat net gou hierdie, nê? Wanneer ons roem, daar's 'n baie, kan ek dit sê, 'n baie algemene manier hoe mense spog, en dan sal 'n nie so algemene manier hoe mense spog nie. En altyd van hierdie val in 'n kategorie van of 'n hoë ding van jouself of 'n lae ding van jouself. Okay, kom ons dink net gou aan die eerste een. Iemand wat baie dink van homself, maak geen geheim daarvan nie. Okay? Hulle hou van die spotlight. Hulle hou daarvan om hulle goed te wys en hoe great hulle is. Hulle is ouens wat gewoonlik vir jou sê, weet jy wat, ek is beter as jy, en hulle meet gewoonlik hulle self aan ander mense, en sodra iemand iets kry, dan wil hulle iets beter hê as daai persoon. As daai persoon 'n 4x4 kry, kry hy die beter ene. Dis amper vir my die logiese trots. Okay, jy kan baie keer sê, daai ou is trots, daai ou het pride in sy lewe, hy spog en roem oor sy goeders. Dis die logiese een. Maar die nie logiese een is die lae kyk na onsself. Dit is die een wat ons onsself bejammer. Selfbejammering. Selfbejammering is ook trots.
Hoor gou. Wanneer ons onsself bejammer, dan roem ons deur aandag te trek, deur stellings en goed te sê soos ek is nie goed genoeg nie. Julle het dit al gehoor om hierdie ding te doen nie. Of ek moes nooit probeer het nie. En dan almal moet jou jammer kry. Dis daai selfbejammering, nê? Ek verdien hierdie nie. Ek sal nooit hierdie sonde kan oorkom nie. En weet julle wat? Albei van hierdie is 'n soort trots. Een is 'n hoë trots en die ander is 'n lae trots. Hoekom? Want albei van hierdie gaan oor wat? Oor my. Die groot ek. Dis waar al twee hierdie gaan. Dit gaan oor my ego. En Jonathan Dodson sê die volgende, hy sê, strong pride gloats in ability, but weak pride wallows in inability. Maar dis al twee trots. En as ek nou vanoggend vir jou vra, in watse een van daai kategorieë val jy, of na watse kant toe neig jy meer? Ons almal neig na 'n kant toe. Wanneer ons begin dink aan onsself en aan die groot ek. Ek gaan dit by jou los. Maar wat ek wil sê is dit, is geluk, vervulling, vrede, sekuriteit, vreugde, dit word nie in een van hierdie twee sieninge gevind nie. Jy gaan nooit gelukkig wees as jy neig na enige een van hierdie twee toe nie. En dit vat my dan na die tweede gedeelte toe, wat Paulus sê, luister, hier's die antwoord. Ons moet van onsself begin vergeet. En om van onsself te begin vergeet, moet ons verander die manier hoe ons na onsself kyk. Okay, ons moet verander, en dis die tweede punt, dis ek en jy moet verander. Jy sien Paulus kom, en hy sê, moenie roem nie. En wanneer Paulus 'n uitspraak maak soos, moenie dit doen nie, dan beteken dit, ons kan iets doen daaraan. Ons kan verander. Dis nie dat ons onveranderlik hoef te bly, of in hierdie spasies hoef te bly nie. Ek en jy kan verander. En wanneer ons verander, dan vind ons dalk vervulling en vreugde in daardie goed. Maar die vraag is, hoe? Hoe doen ek dit? Julle, dit gaan alles vir oggend oor na waar jy kyk. Na waar jy kyk. Kom ek haal dit uit die teksgedeelte uit, want ek dink dis so belangrik, want dit is waar die idee vandaan kom van selfvergeetachtigheid. Dit kom uit die teks uit. Paulus sê in vers 3, hy sê, maar vir my is dit nie van belang of my betroubaarheid deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word nie. Wat sê Paulus daar? Hy sê, weet jy wat, ek gaan my nie meet aan ander nie. Ek gee nie om wat die buitewêreld van my sê nie. Ek gaan nie toelaat dat dit gebeur nie. Ek gaan nie myself meet nie. So, ek kyk nommer 1, nie buite myself nie. Want sodra ek buite myself kyk, wat begin gebeur? Ek begin dit doen. Ek begin meet. Okay? Teen jou. Kom ek wys jou. Dis die eerste ding. Dan in selfe vers 3b, dan sê hy, trouwens, ek beoordeel dit self nie eers nie. So hy sê, hierso, in 'n baie basiese vorm, hy sê, ek gaan ook nie binne myself kyk nie. Want sodra ek binne myself kyk, en ek begin meet dit wat ek doen, gemeentes wat ek plant, wat ook al, sodra ek binne myself kyk, dan vind ek ook niks nie. Dan vind ek eintlik selfbejammering. Dan vind ek, ek is nie goed genoeg nie, of ek gaan dit nooit reg kry nie. Dis wat ons vind. Dan kom Paulus en in vers 4 maak hy dan daai stelling wat hy sê, dit is die Here wat my beoordeel. En dit gee vir ons 'n ander kyk. Hy sê, ek gaan nie buite myself kyk nie, ek gaan nie binne myself kyk nie, ek gaan opkyk. Ek gaan opkyk na God toe. Ek gaan kyk na hom. Het jy al ooit by 'n plek gestaan? Ek en Gerard verlede jaar was ons in die Galligadi, het ons net so na die uitspansel gekyk, maar jy al ooit na die uitspansel gekyk en vir 'n oomblik het jy, ek weet nie, iets gevoel in jou lewe. Jy het gevoel, hierdie is net so mooi en so groot. En vir 'n baie klein oomblik voel jy en vergeet jy van jou wêreld en jou probleme en jy dink aan hierdie groot wêreld en hoe klein jy eintlik is. Het dit al ooit met jou gebeur? Kom ek bring dit nog nader. Ek dink ons almal hopelik, miskien nie almal nie, maar baie van ons was al verlief gewees, reg? Jy kyk in haar oë
En ons weet wat gebeur, verliefdheid is mos nou maar baie chemiese reaksies, is infatuation en al daai goed. Maar het jy al gesien wat gebeur met iemand wat verlief is? Iemand wat verlief is, skeep alles anders om hom af. Hy vergeet heeltemal van homself en hy fokus net op daardie persoon. Dis wanneer ons sê dit is muisneste. Het julle dit al gehoor? Ons sê dit. Daai ou muisneste, hy moet net sy girls bietjie los, nê? Maar dis presies dit. Maar daai oomblikke is oomblikke van ongelooflike geluk en vervulling en niks anders maak meer saak nie. En dit gebeur so min in ons lewens. Dit gebeur so min in ons lewens, hierdie oomblikke. Maar wanneer hulle kom, vergeet ons van onsself. Timothy Keller sê dit. Hy sê, it is not about thinking more of myself or thinking less of myself. It's thinking of myself less. Dis die geheim om van onsself te begin vergeet. En dit gebeur in oomblikke soos dit. En die vraag is dan, maar dis ongelooflik moeilik, want hoe doen ek dit? Hoe vergeet ek myself as ek heeldag met myself moet leef? Ek is heeltyd in die spieël besig. Ek is heeltyd besig om myself te meet aan ander. Hoe doen ek dit? Hoe begin ek vergeet? Hoe kom ek in 'n oomblik waar ek 'n natuurtoneel voor my het en daai oomblik is so vol vreugde en so mooi? Hoe kry ek dit? Hoe vergeet ek van myself? En ek dink die antwoord is weer eens wat Paulus sê, om na God te kyk, om na Jesus Christus te kyk. In die teksgedeelte weer eens is daar 2 dinge wat sal gebeur en verander in my en jou wanneer ons begin kyk na Jesus. Regtig kyk na hom en dat hy in ons harte insink en net hier 'n godsdiens is nie, in ons koppe nie. Maar 'n werklikheid in ons harte, 'n lewende God. 2 goed wat sal gebeur. Paulus sê in die teksgedeelte, hy sê, so moet julle, die Korinte, ons sien. Want dit is hoe ons onsself sien. Hy sê, heel eerste, ons sien onsself as dienaars van Christus. Nou wat so interessant is van hierdie woordjie dienaars, gewoonlik as ons praat van, wanneer Paulus praat van dienaars, in die Grieks is dit die woord doulos, wat beteken slaaf. En slaaf, ek verstaan wat Paulus bedoel daarmee, jy weet, ek's 'n slaaf vir Christus, want ons is almal slawe aan iets. Ek verstaan wat hy bedoel daarmee. Maar wanneer hy hierdie woordjie vir dienaar gebruik, dan het dit meer 'n konnektasie van 'n vrye wil. Ek kies dit. En omdat hy dit in hierdie teksgedeelte so gebruik, los dit ons op die ou en dan met 'n keuse. Ons kan kies of ons gaan roem of nie. Ons kan kies of ons gedien of gaan dien. Ek en jy kies. En wat hy hierso sê is, hy sê as jy weet wie Jesus is, as jy na hom kyk, as jy na Christus en na God kyk, dan gaan jy iemand sien wat gekies het om te dien. Daar is nie 'n groter voorbeeld in hierdie wêreld van selfvergeetachtigheid as Jesus Christus homself nie. Hy wat alles besit en gehaat het afgekom aarde toe, en op 'n stadium was hy 'n rabbi gewees, 'n leermeester, en 'n klompie mense het hom gevolg, waarvan 12 van daardie ouens baie spesiaal en in sy binnekring was. En op 'n stadium gaan Jesus af op sy knieë, en hy begin hierdie ouens se voete was. En hy kies om hulle te dien. Hy's nie 'n slaaf nie. Hy kies om te dien. En hy gaan af op sy knieë. En dit was 'n oomblik van selfvergeetachtigheid. Want selfs sy disippels het van hom gesê, Here, wat doen jy? Jy kan nie ons voete was, ons moet jou voete was. En hy sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En ek kies dit. Ek vergeet van wie ek is en die regte wat ek het, sodat jy gelukkig kan wees. En Jesus stop nie daar nie. Aan 'n kruis breek hy sy liggaam en stort hy sy bloed vir wat? Vir my geluk, my vervuldheid, my vreugde, my heelheid, my skoonheid.
Hy breek homself vir my en jou. Hy vergeet van homself en dink aan my. Het jy al ooit daaraan gedink? Ek het aan die begin gesê, ons vergeet onsself baie, nie baie maklik nie. Ons vergeet ander baie maklik, maar vir Jesus was dit anders. Hy het homself vergeet. En my, 'n sondaar, 'n leenaar, 'n gebroke persoon, 'n onvervulde persoon, het hy onthou. Dis wie Jesus is. En wanneer Paulus sê, ons is dienaars van Christus, dan praat hy uit 'n plek van daaruit. Hy sê, ons meester, ons, die groot een waarna ons kyk, waarvoor ons lief is, die een na wie ons opkyk, hy is op die ou end die voorbeeld van selfvergeetachtigheid. En omdat hy dit is, kan ek en jy ook dit wees. En is ons dit. Die tweede manier wat Paulus sê, of die tweede woord wat hy eintlik maar gebruik om te sê, hoe ons onsself moet vergeet. Okay, diens is een, dis 'n keuse. En hoe meer jy mense gaan dien, hoe meer jy aspres kies om te dien. En ek praat nie net van dien om mense te help in nood nie, of 'n vinnige skietgebed op te skiet nie. Ek praat van om mense te help om weer op 'n plek te kom van geluk, vervulling, vreugde. As ons dit wil regkry, dan moet ons kyk na hom. Maar die tweede ding wat Paulus dan sê, hoe ons onsself moet vergeet, is dit. Hy sê, ons is bestuurders. Ek en jy is bestuurders aan dit wat God vir ons toevertrou het. Hy sê, nommer 1 is ons dienaars van Christus, en nommer 2 is, ons is bestuurders. En 'n beter woord vir bestuurders is die woordjie rentmeester. Jy het seker al gehoor van daardie woord rentmeester. Dis nie meer 'n woord wat ons baie gebruik in Engels, is dit stewardship. Nou, ek het so 'n klein voorbeeld daarvan. Ek het so iets in my lewe al beleef, ek en my vrou. My skoonouers was so 4 jaar gelede was hulle uitgeplant Nederland toe. Hulle is diplomate en hulle het 'n verskriklike mooi huis in Pretoria. Okay, dit is 'n groot huis. Dit is regtig 'n lieflike plek, massive huis. Hulle het die mooiste meubels. Al die meubels het stories want dit kom uit verskillende plekke uit en goed en toe hulle nou uiteindelik met Nederland toe wel immigreer vir hierdie 4 jaar wat hulle uitgeplant word. Toe moet hulle iets doen met hierdie huis. En hulle dink die hele tyd, "Jesus, ons kan nie hierdie huis regtig uitverhuur nie want ons het al ons persoonlike goed hier en so voort." En hulle nader my en Gerard toe om hulle vra toe wil ons nie in die huis kom bly nie. En ons dink, "Yeah, woohoo!" Nee, free verblyf. Wie sal dit nie dink nie, nê? Maar in elk geval, dis wat ons toe dink. Ons sê, "Okay, ons sal dit doen." En dit gee ons 'n geleentheid om te spaar en miskien dalk ons eie plekkie éventueel te koop. So ons sê toe ja, ons doen dit. Ons trek toe in en julle ek het van my gelukkigste tye daar spandeer want dit is so 'n lekker plek. Regtig, jy kan mense akkommodeer, daar's spasie, daar's 'n groot swembad en dit was baie lekker, maar dit het gekom met verantwoordelikheid. Dit het gekom met baie verantwoordelikheid. As iets breek, want dit was 'n ouerige huis, dan moet ek dit laat regmaak. Dan moet ek plan maak om dit reg te maak. As iemand of iets skeefloop in die huis, dan moes ons daarna kyk. Ons was verantwoordelik vir hierdie mense se meubels, vir hulle huis. Hulle goed, hulle stories. Ons was verantwoordelik daarvoor. Maar die snaakste altyd was, en ek sal hierdie nooit vergeet nie, ek dink dit sal altyd deel wees van my lewe, is as mense kom kuier het, vir al nuwe mense wat in ons gemeente daai kant was, dan nooi ons hulle om te kom kuier. En dan sodra hulle daar stop, dan kan jy sien, hulle is so half, hoorie, wat se salarisse kry pastore? Want, nee. En dan, baie keer sal hulle sê, "Jene, maar jy het 'n mooi huis." En dan, ek het baie keer vir Gerard gesê, ek voel baie keer skaam om mense te nooi, want hulle weet nie die storie altyd nie. Maar as hulle sê, "Hoorie, maar jy het 'n mooi huis," dan sou ek dadelik gesê het, weet jy wat, dis nie ons nie, ons bly, dis my skoonouers se plek, en sovoorts, ons kyk daarna. Maar in daai oomblikke wat ek daai goed gesê het, het ek altyd besef hoe geseënd ek is om in hierdie oomblik van tyd in hierdie plek te kan wees. Nee, ek was altyd dankbaar, maar weet julle wat is een van die grootste dinge wat ek besef het? Hoe arm ek en Gerard regtig is. Dit was die heeltyd daar. As mense weer sê, "Ja, nice plek," en dink, "Oh man, dit is nie myne nie." Nee, dis iemand anders en ek kyk na hierdie plek. Martin Lloyd Jones, 'n ou prediker, hy sê, jy begin van jouself vergeet wanneer jy begin agterkom hoe arm jy regtig is.
Hy sê die volgende, hy sê, it is nothing then that we can produce. It is nothing we can do ourselves. It is just this tremendous awareness of our utter nothingness when we come face to face with God. Wanneer jy God oordink, en jy begin kyk in jou lewe na hom, face to face, begin jy agterkom hoe arm jy werklik is, dat jy het met niks in hierdie lewe ingekom, en jy gaan letterlik met niks hier uit nie. Al wat jy het, is God. Dis al wat ek en jy het. En hierdie ander stelling wat ek gehoor het, is dan so waar. Hy sê, we are all beggars. We are all beggars, just showing other beggars where to find bread. Dit, julle, is rentmeesterskap in die koninkryk. Ons moet onsself begin sien en vergeet van onsself. Ons is almal naak en ons is almal boemelaars in 'n sin. Niks wat jy het jy net gekry nie, jy is dit gegee. Jy is dit gegee deur God. En goeie rentmeesterskap is om vir ander te vertel waarom vreugde te vind. Om vir ander te wys waarom die brood van die lewe te vind. Dis ons verantwoordelikheid. We are all beggars. Just showing other beggars where to find bread. Dit is hoe ons van onsself begin vergeet. Nou ek sê nie, hierdie wat ek vanoggend is in 'n instant nie. Die ego, die eie ek, is 'n moeilike ding om te oorkom en dit is 'n proses en dit vat ons hele lewe lank. Ons battle elke dag teen die groot ek. Maar hoe meer jy hom oorwin, die groot ek, hoe meer jy dien, hoe meer jy besef hoe arm jy is, en hoe meer jy opkyk na hom, hoe meer begin jy ietsie ervaar soos geluk, vreugde, vrede, vervulling en absolute sekuriteit. Maar dis 'n proses en dit kom nie net sommer op een slag nie. Dit vat tyd en effort en moeite om dit te doen. Kan ek jou uitdaag net hierdie week? Probeer bietjie minder aan jouself dink. Try dit net. As iemand jou iets vra, moenie dadelik dink aan 'n verskoning nie. Sê okay, klim in jou kar en gaan doen dit. Kyk wat gebeur. Kyk wat se spin-off dit dalk het in jou lewe. Begin klein en begin dien. Ek hoop regtig hierdie woorde het tot jou hart gespreek. Moenie dat dit net ons weet dit nie. Laat dit hier gaan insink. En ek bid vir myself en my vrou dat dit in ons lewens sal insink. Dat ons die groot ek sal oorwin in ons lewens. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Vader, dankie vir hierdie oggend dat ons net weer bymekaar kon wees, Here, en dankie vir u groot liefde. Waarna ons kan kyk. Here, dankie vir u diensbaarheid dat u gekies het om sekere dinge te doen, om vir ons 'n voorbeeld te wees van wat dit is om selfvergeetagtig te wees, om van onsself te begin vergeet en ander te onthou, u mense te onthou. Dankie Here dat ons net rentmeesters is van dit wat u vir ons gegee het, Here. Help ons om goeie rentmeesters te wees. Good and faithful servants, Here. Rentmeesters wat kyk na hierdie planeet, kyk na mense om ons en omsien vir mense se geluk, vervulling, sekuriteit en vreugde. Here, dit is my gebed, gaan saam met ons elkeen, soos ons elke dag gaan worstel hiermee. Here, ons soos hierdie nagmaaltafel moet gereeld herinner word aan hoe groot ek raak en hoe klein u baie keer in ons lewens raak en dit moet eintlik altyd andersom wees. Help ons om dit reg te kry, soos ons worstel met die vlees. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Nou ja, baie dankie dat julle uitgekom het vanoggend. Hulle het vir my gesê daar is koffie, so daar's lekker koffie as jy net hier deurloop. Julle kan julle maskers, daar's nou nie koffie nie. Okay. Julle het koffie gemis, sorry. Daar's, okay, yes, alright, goed kommunikasie. Goed, julle, daar is wel koffie. So as julle net hier deur sal stap, koffie. Ek wil ook net sê ons neem offerandes daar agterop. Asseblief julle, ons het seker 'n maand laas offerandes opgeneem, so as jy offerand gebring het, asseblief gee dit daar agter en ook as ons dan hier deurloop sal daar ook offerandes opgeneem word. Baie dankie vir almal wat gekom het vandag. Mag julle 'n geseënde week hê.